Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Johannes 3 vers 1 tot 21 te lees, een van seker die bekendste dele in die Bybel. Jesus leer ons hier van wedergeboorte en van God se liefde in Christus Jesus vir ons. Hy wys vir ons dat niemand God se koninkryk kan sien of ingaan tensy hy nie opnuut gebore word nie. Dit is 'n geestelike geboorte wat deur die Heilige Gees plaasvind. Jesus verduidelik aan Nikodemus dat redding nie deur goeie werke of godsdiens kom nie, maar deur geloof in hom wat deur God gestuur is. En dan die besonderse vers wat ons almal ken, wat hierdie deel saamvat, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Prys die Here. Paar gedagtes oor hierdie teksgedeelte. Ons sien in verse 1 tot 3 dat menslike godsdiens en wetsgehoorsaamheid nie genoeg is nie. Nikodemus was geleerd en 'n godsdienstige man, maar Jesus sê hy moet weergebore word. Redding is nie iets wat ek en jy verdien nie, maar iets wat God kom doen in ons en herskep in ons. In vers 4 tot 8 sien ons dat hierdie nuwe geboorte is geestelik. Gebore uit water en gees beteken innerlike vernuwing deur die Heilige Gees. Dit laat my dink aan Esegiel 36 vers 26 tot 27, waar daar staan dat God gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Ons sien ook in hierdie deel dat soos die wind kan ek en jy die Heilige Gees se werk nie sien nie, maar ons kan die uitwerking daarvan ervaar. Nog minder kan ek en jy die werk van die Heilige Gees beheer. Ons het geen beheer gehad oor ons fisieke en fisiese geboorte nie. Net so kan ons ook geen beheer uitoefen oor ons geestelike geboorte nie. Dit is 'n geskenk van God wat hy deur die Heilige Gees aan ons gee. Lees gerus Romeine 8 vers 16, 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 12 en 1 Tessalonisense 5 vers 6 aangaande hierdie, want dis 'n wedergeboorte is God se werk en sy genadewerk in my en jou. Dis nie iets wat ons verdien nie, dis nie iets wat ons self tot stand kan bring nie. In verse 9 tot 13 sê Jesus dan ook vir ons dat hy het vanuit die hemel gekom om God aan ons te openbaar. Hy kom deel met ons en praat oor dinge wat net hy as die seun van God werklik ken. Onthou, God sê, niemand het hom gesien nie. Ware kennis van God kom deur Jesus Christus alleen. Jesus Christus is die volmaakte openbaring van God die Vader aan ons. En daarom is dit so nodig dat ons hom leer ken en dat ons hom volg om God ons Vader te leer ken en te kan volg. In verse 14 tot 15 sien ons dat Jesus verhoog moet word. Nou in Numeri 21 vers 8 tot 9 het Moses 'n slang in die woestyn opgerig, want God het die Israel gestraf en as 'n slang hulle gepik het hulle opgekyk na die slang op die kruis of op die paal en dan het hulle genees. En so word Jesus ook aan die kruis opgehef, sodat elkeen van ons wat na hom kyk en glo, sal lewe. In verse 16 tot 17 sien ons dat God se liefde vir almal is. Hier word die evangelie in perspektief geplaas. God wat in sy volmaakte liefde uitreik na ons. Jesus Christus wat die straf dra vir my en jou sondes en betaal met sy lewe my en jou sondeskuld en bied dan die nuwe lewe wat hy vir ons bekom het gratis aan. God se bedoeling is redding, nie veroordeling nie. Lees gerus Romeine 8 vers 1 tot 2, waar daar staan, in Christus is daar geen veroordeling nie, want die Gees, die Heilige Gees bring lewe. Ons sien ook hier dat God se liefde vir almal is, universeel. Dis nie net vir die Israeliete nie, maar die antwoord op God se liefde is persoonlik en vind uiting in ons geloof. 1 Johannes 5 vers 11 tot 12 sê, wie die Seun het, het die lewe. Glo ek en jy in die Seun, het ons daar die lewe. Dan sien ons ook in verse 18 tot 21, dat
ons reaksie op Jesus Christus, wat die lig bring van God die Vader, lei ook dan tot oordeel. Wie nie glo nie in Jesus Christus nie, kies self om in die duisternis te bly. En vir ons wat dit die voorreg het om te kies, bring geloof God se lig in ons lewe. En ons ontvang 'n nuwe lewe. Onthou, ongeloof hou mense vas in sonde. En wanneer ons in sonde is ons geneig om eerder weg te hardloop van God as na hom toe, want die sonde wil in die duisternis bly en kan die lig nie staan nie. Kom ons gaan na God toe, kom ons gaan na Jesus toe en bly in sy lig. Kom ons oorweeg bidtend die volgende vandag. Vra jouself af, bevestig met die Heilige Gees, is jy geestelik wedergebore? Onthou om kerk toe te gaan, goeie dade te doen. Nee, dit red nie. Dis reg, ons moet dit doen. Maar dis 'n uitvloeisel van die redding wat ons ontvang. Dit lei nie, dit bring nie die redding nie. Dis nie 'n waarborg van ons redding nie. Onthou, redding kom slegs wanneer ons in Jesus Christus glo, hom getuig, hom volg, hom liefhet en gehoorsaam. Kom ons aanvaar God se liefde met geloof en nie met vrees nie. God se doel is nie om ons te veroordeel nie, maar om te red. Sy liefde bring vir ons hoop en sekerheid van ewige lewe. Kom ek en jy leef vandag as kinders van die lig. Laat ons lewens wys dat ons aan Christus behoort, dat ons eerlik, opreg en liefdevol teenoor ons naaste leef, en dat hulle Jesus in ons kan sien en ons sy goeie nuus, die evangelie, kan deel met hulle. Groete en seënwense vir jou.